Liewe gemeente, baie welkom by ons eerste van 4 eredienste tydens hierdie Pinkstertyd van 2020, waar ons bietjie gaan gesels rondom die saligsprekinge van Jesus wat ons in Matteus 5 kry. Mag elkeen wat hierdie weer opnuut hoor, miskien ietsie nuuts hier uitkry. Mag elkeen wat deelneem en elkeen wat kyk, die genade van die Here volledig beleef. Mag ons as 'n gemeente saam gebind word in hierdie Pinkster, terwyl ons nog steeds so ver uit mekaar uit moet wees. En mag ons in ons harte ook bid, dat die einde van hierdie virus, hierdie donkerte, waarin ons tans is, eintlik binnekort sal plaasvind. Mag die Here met ons wees, ook oor hierdie paar aande wat ons saam gaan gesels. Ons gesels vanaand, spesifiek oor Matteus 5 verse 1 tot 12, en die tema waaroor ons gesels is 'n heilige vreugde. En wat is 'n heilige vreugde? En het ons dit? Ons gaan so rukkie lees, maar ek wil eers 'n paar opmerkings maak. Want tydens Jesus se lewe op aarde is daar waarskynlik niemand wat meer rede gehad het om ongelukkig te wees nie. En tog, as 'n mens histories lees, sien nou duidelik is daar niemand wat meer vreugdevol of vreugdevoller as Jesus was nie. Hy wat God was, lees ons in Filippense, het mens geword. En selfs nog meer, het nie net mens geword nie, maar het die diensknegt geword van die mense vir wie hy mens geword het. Op harde grond het hy geslaap, en as hy gelukkig was op 'n geleende bed. As ons die evangelies lees, kan ons dit so aflei. Hy het nooit enige vorm van vervoer gehad buite sy eie voete nie, nie altyd volop kos gehad nie. Hy het maar van die graan van die lande af en vrugte van die bome wat hy kon kry, het hy geleef. Jesus het geweet hoe dit voel om nat te reën, wat dit beteken om nie blyplek te hê nie, om deur jou eie dorp en jou eie mense verwerp te word. Party van sy mense het gesê hy is mal, of dat hy van Beelzebul is, dat hy gestuur is deur die duiwel. Hy, wat Jesus is, wat nooit geweet het wat het is om siek te wees nie, was omring deur siekte. Hy wat God is bespot deur die mense vir wie hy juis mens geword het, en hy is tereggestel sonder 'n regverdige verhoor. Die wat hom nie bespot het nie, wou hom eintlik misbruik. Hulle wou gunste hê of hulle wou wonderwerke en toertjies sien. Baie mense wou saam met hom gesien word. Baie mense wou by hom wees, omdat hulle iets daaruit kon kry. En toe dit uit die mode uitgeraak het, om saam met hom te wees, of om te erken dat jy hom enigstens geken het al daai goed weggegaan, al daai agtervolging van Jesus weggegaan, daai mense wat so agter hom aangeloop het weggeraak. Hy is op die einde van sy lewe op aarde beskuldig van 'n misdaad wat hy nie gepleeg het nie. Getuies is gehuur om te lieg en om hom uit te verkoop. Daar is nie iemand aangestel om hom te verdedig nie, en 'n regter het op grond van politieke druk die doodsvonnis oor hom uitgespreek. En Jesus, die redder, is na die mees skandelike dood van sy tyd, na die kruis. Hy is in 'n geleende graf begrawe, dank Vader vir 'n laaste paar goedgesinde vriende aan die einde. Nou vanuit hierdie hoek gesien, liewe familie, moes Jesus eintlik maar 'n baie ongelukkige en 'n verbitterde mens gewees het. 'n Mens sou selfs kon sê dat Jesus genoeg rede gehad het om woedend vir die mense te wees vir wie hy mens geword het. Maar hy was nie. Hy was vol blydskap, vol vreugde. Mense het na hom geluister, mense het oor mekaar geval om na hom te luister, omdat hy so was. En ek wil hier vir ons lees uit Matteus 5 verse 1 tot 12, wat sê: Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Jesus leer met blydskap. Al het hy niks gehaat nie, was hy nog steeds blymoedig. Al het feitelik almal vir wie hy lief was of wie vir hom lief was, hom verlaat, het hy blymoedig sy pad bly stap. En selfs toe hy aan die kruis vasgespijker word, het veroordeling en woede nie die oorhand in sy lewe gekry nie. Jesus, familie, was die toonbeeld van hardnekkige of hardkoppige blydskap. Dietrich Bonhoeffer stel dit, dis 'n blydskap wat geweier het om te soog voor die winde van swaar tye. 'n Blydskap wat op kon staan teen pyn, teen verwerping en onregverdigheid. Watter soort blydskap is hierdie, liewe familie? Wat is hierdie blymoedigheid wat in Jesus was? Nou, ek wil dit vanaand beskryf met die uitdrukking 'n heilige vreugde. Dit is heilig, want hierdie tipe vreugde kom nie van die wêreld af nie. Dit is heilig, want dit behoort aan God en dit kom van God af. Dit is egter ook 'n vreugde wat mens verras, wat 'n mens se lewens kan verander. Dit is 'n uitdrukking, of dit is die uitdrukking op Andreas se gesig, toe hy sien hoe die brood en die vis net nie wil opraak nie. Dit is die uitdrukking op die melaatse man se gesig, omdat hy genees was. Dit is die sprankel of die vonkel in 'n moeder se oog, wat 'n feesmaal voorsit waar hulle kan fees vier, in plaas van om 'n begrafnis vir haar kind te moet hou. Dit is die uitroep van 'n parapleeg, wat vanaf sy bed opstaan en daarvan af weghardloop. Dit is die uitroep van verlamdes wat hulle krikke een kant toe gooi en op en af hardloop soos wat hulle nog nooit kon nie. Dit is die gevoel van 'n hele dag se loon wat uitbetaal word wanneer iemand net 'n uur gewerk het. Dit is die daad van 'n pa wat die reuk van varke van sy kind, van sy seun se rug afskrob. Dit is die gevoel in die hart van 'n vrou wat oorspel gepleeg het, wat vergewe word en wegstap, sonder dat daar 'n enkele klip na haar kant toe gegooi is. Heilige vreugde, liewe familie, is die goeie nuus wat eintlik by die agterdeur van 'n mens se hart inkom. Dit is dit waarvan jy nog altyd gedroom het, maar gedink het dit sal nooit kan gebeur nie. Dit is dit wat te goed is om waar te wees, wat waar word. Dit is om te weet dat jy God se kind is. Al is dit eintlik op grond van wie jy is of van wat jy is, nie vir jou moontlik nie. Dit is om God as jou vader te hê, as jou advokaat, as jou trooster. Dit is om te weet dat God aan jou kant is, dat hy jou verstaan en dat hy weet wat jy nodig het. Hierdie dinge, liewe familie, dit wat God is en dit wat hy vir ons gee, behoort in ons. Dit behoort ons 'n lewe van heilige vreugde te laat lewe. Heilig, omdat God dit vir ons gee, hierdie dinge vir ons gee, en vreugde, omdat God se bewegings in ons lewens, omdat God se handelinge in ons lewens, ons roer, ons laat beweeg. En omdat dit heilig is, liewe familie, kan dit nie van ons gesteel word nie. Dit kan nie voorspel word nie, maar dit kan ook nie weggevat word nie. Want dit is 'n vreugde wat God vir ons gee, omdat hy dikwels vir ons so verrassend goed is, dat ons dit eenvoudig net nie kan glo nie. Dit is 'n vreugde wat in die oë van ouers skyn wat doop. En dit is my altyd so 'n mooi voorbeeld, die doop. 'n Doop is vir my seker my gunsteling ding in die bediening. En om daai glinster, daai vonkel, daai skyn in die ouers se oë te sien wanneer ons by daai doopfonds staan, is hierdie. Omdat hulle en ons eintlik weet
God nooi ons uit. God ontvang ons, verdien ons hierdie geskenke nie. Ontvang God ons by die doopvond. Maar God sluit 'n verbond met ons, wat vir altyd sal staan, al is ons dit nie werd nie. Want ons kant van hierdie verbond, die gehoorsaamheid wat God van ons vra, sukkel ons mee. Ons sukkel om dit na te kom. Nie een van ons wat al by 'n doopvond gestaan het, het al werklik ons doopbelofte soos God wil uitgeleef en nagekom, presies nie. Maar tog weet God dit en sluit hy met ons hierdie verbond te midde van daai wete. En daarom, as gevolg hiervan, behoort hierdie heilige vreugde ook in ons te leef. Vreugde wat uitstyg bo die alledaagse van elke dag. Bo die eintlike middelmatigheid van hierdie lewe. Nou hoe, liewe familie, word hierdie vreugde wat in Jesus ook deel was, ook 'n deel van ons lewens? Jesus, wat ons nou gesien het, eintlik maar die definisie van vreugde was, sê dit vir ons hier in Matteus 5 vers 3 tot 10, baie duidelik en baie eenvoudig op die tafel. Dit begin waar ons nood, die onmoontlikheid om onsself te red, besef, en ons daarom heeltemal afhanklik van God verklaar. Waar ons uit ons eie mensgemaakte lewe uitstap en voor God gaan staan soos ons is. Eintlik maar as bedelaars wat niks verdien nie. En wanneer dit gebeur, sê Jesus, wanneer iemand so voor God gaan staan, sien so iemand raak hoe hy of sy anders as God is. Dan sien ons eintlik hoe sondig ons is. En dit laat ons treur oor ons toestand, waar ons is. Nou so iemand, sê Jesus vir ons in Matteus, word dan sagmoedig. Hy hou op om te wil voorskryf en hy gee die beheer van sy lewe aan God oor. En wat dan gebeur, sê Jesus, is wonderlik, want dan word so iemand so dankbaar en afhanklik van God se teenwoordigheid in hulle lewens, dat hulle honger en dors na God. Dat hulle begin smag na meer en meer van God se teenwoordigheid. En omdat God hulle bly vergewe, vir hulle bly goed wees, word sulke mense, sê Jesus, dan ook goed verander. Hulle word barmhartig. Hulle sien ander mense se nood raak, omdat hulle God eerste raak sien. En dan sê Jesus vir ons, word sulke mense rein van hart. Hulle verander hulle lewensbeskouing en leef die vreugde wat God vir hulle gee in hulle harte uit deur vredemakers te wees. En mense wat te midde van vervolging 'n blydskap uitstraal wat ander mense nie kan verstaan nie. Want die blydskap wat dan in hulle leef is nie van hierdie wêreld nie, want dit kom van God af. Maar hoe ver, liewe familie, het ek en jy al op hierdie paadjie gestap? Van Matteus 5 verse 3 tot 12, 3 tot 10. Hoe lyk ons vreugde? Word dit nie maar eintlik baie maklik geblus deur slegte weer, of verkeersknope of lang toue, of die dingetjies wat maar elke dag gebeur nie? Word ons vreugde, liewe familie, die feit dat ons aan God behoort, dat ons sy kinders is en mag wees, en dat ons daarom anders behoort te wees, nie maar eintlik maklik deur ons omstandighede geroof nie. En hoe kan ons, liewe familie, veral in tye en omstandighede soos hierdie, waar ons nou is, 'n doopbelofte voor God uitleef, as daar niks van God se vreugde in ons harte leef nie? 'n vreugde wat verras, wat die wêreld kan wys wat dit beteken om aan God te behoort, dat om aan God te behoort die heel beste is wat ons ooit kan kry. As dit nie, familie, vir ons die heel beste ding is nie, sal ons nooit die doopbelofte wat ons gemaak het kan uitleef nie. Nou kom ons gaan lees weer 'n bietjie rustig hierdie gedeelte van Matteus 5. Gaan bepaal self waar jy staan op hierdie pad na vreugde wat Jesus vir ons hier uitgesit het, hierdie eenvoudige pad. En miskien dan, as ons dit gedoen het, sal ons kan verstaan hoekom ons lewens soms so anders is as wat God wil hê dit moet wees. Hoekom lewensvreugde
of lewegewende vreugde eintlik so skaars in ons lewens is. Maar ook, wanneer ons dit doen, kan ons miskien net weer gaan besef dat ons afhanklik voor God is en dat ons onsself afhanklik voor God moet gaan stel. En dan wanneer ons daar is, kan ons weer die pad stap wat in Matteus 5 beskryf word. Dan sal ons ook verbaas staan oor brood en vis wat nie opraak nie. Ons sal ook verbaas staan en vry kan wegstap van klippe wat bedoel was om ons te stenig. Ons sal blomme sien in 'n dooie veld waar daar eens nie lewe was nie. Ons sal hoop sien en beleef daar waar dit hopeloos geword. En die mense wat daar kan begin by afhanklikheid voor God, hulle sal lewe daar waar die lewe reeds eintlik afgeskryf was. En mag dit elkeen van ons se ervaring wees, liewe familie. En mag jy vanaand weer eintlik maar so 'n bietjie herinner word aan jou doopbelofte. En hierdie ervaring wat ons het om hierdie heilige vreugde te gaan inleef, uitleef eintlik in die wêreld ons, in ons families, in ons gesinne en in alles en oral waar ons betrokke is. Mag ons hierdie week die seën van God ontvang wanneer ons in hierdie reis is. Amen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. But because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are.